Ek wil nou nie valse, ek wil nie met valse beloftes maak nie. Maar ja, baie dankie. Ons sê ook dankie vir jou Kobus, dat jy ons weer die nood uit gehelp het. OK, hier gaan ons. Dit is die trein in die swart vir Sari, het 'n 10 silwer gekry. Okay, sorry, op die oog af het ek 'n baie mooi foto. Ek het ek moes redelik kyk na die foto want ek het jy weet as jy begin met die foto's het dit baie impak en ja, ek het nogal gedink dis baie goed gedoen. Die rooi staan baie mooi uit op die swart en wit. Maar toe ek nou natuurlik nader kyk, ek weet nie of my muis op die ding is as jy maar okay, as ou kyk na die wolke en die rook van die trein, is daar duidelike lyne, reguit lyne, kom ons sê bo kan die skoorsteen in daai gebied, ja, en dit hoe kan ek sê is dinge wat regtig jou foto gaan afbring want hulle partymal noem hulle dit sommer net slordige editing want ons kyk en dit gebeur nou maar met almal, veral met my ook. Ou mis die fynere details in 'n ou want jy's so, hoe kan ek sê, vasgevang in jou eie foto dat 'n ou nie om die foto kyk en kyk waar die probleme lê nie. So ek dink kyk net na dit. Miskien as jy dit kan regmaak, dink ek sal die foto baie beter doen. Baie dankie. Red Star Racing Super V, se goud vir Jan. Baie geluk Jan. Ja, ek het baie gehou van ek dink jou panning was baie goed. Ek hou van die kleure, dit is nie te veel nie. Dit is nie, hoe kan ek sê, bont nie. Die geel kleur van die kar is komplementerend met die groen om hom en natuurlik jou panning is van uit jy weet uit die boonste rakke uit want alles is baie skerp en daar's geen speke of niks in die wiele nie. Dis net dis alles net beweging en ek dink is baie goed gedoen. Wonderlik. Net 'n bietjie kritiek miskien is net om as jy hom krap, miskien net 'n bietjie meer spasie voorlos en jy kan hom miskien 'n bietjie hoër krap dat hy nie heeltemal so hoe kan ek sê panoramic is nie, maar ek dink baie goed gedoen oor die algemeen. Baie dankie. Wandering is 'n goud vir Andri. Annelie, baie geluk met jou goud. Ja, ek het baie van die foto gehou. Ek moet sê die oë is skerp en die beligting is baie goed. Die wat daar was net op my kant dink ek die hand is 'n bietjie lig, miskien kan hom 'n bietjie donkerder maak. Maar anders as dit het ek nie regtig probleme met hom sien. Baie mooi getref. Baie dankie. Riding the Storm, 'n goud vir Karen. Baie geluk Karen. Ek dink daar's baie aksie in die foto. Ek dink jy het goed gedoen in die as ek kyk na die wolke agter was dit maar half bietjie bewolk geweest. En gewoonlik help dit nou nie regtig met die fotos nie so, maar ek dink jy het die beligting goed gehanteer. Ehm net 'n bietjie kritiek is daar's baie min spasie vir die perd om in te hardloop. So as jy hom net die bietjie kan die krop net 'n bietjie kan uh verleng, kom ons noem dit nou maar verleng aan die voorkant van die perd sodat 'n bietjie meer spasie het om in te beweeg. Baie dankie. Got to Catch the Tram van Deidre Marite. Ja, baie geluk. Ek dink dis baie goeie werk van 'n 3-ster. Ek is die foto het verskriklik baie impak en ek dink dit is baie goed gedoen. Ek weet nie of dit 'n composite is en of die foto so geneem is nie, maar ek moet sê baie nice foto. Daar's niks wat ek regtig kan foutief nie. Miskien 'n bietjie helder aan die bokant, maar dis 'n bietjie nitpicking. Ek dink as 'n geheel baie mooi gedoen. Baie dankie.
Hoog in die takke, silwer vir Nico. Ja, Nico, okay, ek het baie mooi foto. Ek dink jy het daar was 'n paar issues. Kom ons begin nou by die issues. Maar ek moet sê, dis nie aldag dat 'n ou so mooi foto van 'n visarend kry nie. Dit is gewoonlik redelik ver of as veral as ek in die kreer is baie ver van die pad af. So as 'n ou begin krap dan verloor hy baie verskriklik baie detail. Ehm okay, so om te begin, die rede vir die 9 is die die redigering as jy kyk na die tak agter die arend is op een oomblik skerp en dan sy heeltemal uit fokus uit, dan is hy mooi geblur in die agtergrond. So dit het my opgeval nommer 1 en dan die tak onder agter sy stert verby is dieselfde situasie. En dan is die arend is nie baie skerp nie. Die hele arend lyk vir my is heeltemal uit fokus uit. So daai dinge het regtig die foto afgebring. Ek kan nie vir jou sê hoe om dit te verbeter nie. Ek sou net aanneem ek hoop jy het nog ander foto's wat miskien dalk 'n bietjie meer fokus het. Baie dankie. Dankie Kobus. Keep on Dancing is 'n goud vir Diane. Uh okay. Daar en baie mooi foto actually. Ek weet nie kom dit 11 is nie. Ek kan wees dat dit redelik vroeg in die oggend was. Ek hou baie van die foto, ek hou van die beweging in die rok. Ek hou van die beligting is baie goed gedoen. Um ek het ek het die lyne, ek weet nie of die lyne is van die agtergrond. Um hoe kan ek sê, het my aandag 'n bietjie afgetrek en ek weet hierdie is 'n oop afdeling, so jy kan daai lyne uithaal en ek dink as jy dit dalk doen, kan jy 'n sterker punt kry want dit is soos ek sê, dit het my aandag afgetrek van die model af en die model het jy redelik goed gehanteer. Ek sou sê die hand waar die lig vanaf kom is 'n bietjie helder en so as jy bietjie kan die hoe noem dit nou maar die exposure, ek is nie 100% seker wat ek gaan die hele aand meng, maar as jy die lyne van die agtergrond af miskien net kan uithaal, ek dink gaan jy baie sterker foto hê, dan gaan daar's geen ander kan ek sê afleidings, kom ons noem dit. Dankie. Brackenjan, goud vir Pieter. Baie nice foto. Ek het die foto baie geniet. En snaaks genoeg al twee die refleksie en die kom ons met maar die hond self is in absolute fokus. Baie mooi fokus. Ek dink die beligting is baie goed gehanteer. Die exposure is baie goed gehanteer. Ja, baie nice foto. Ek het dit baie geniet. Baie dankie Pieter. Curious Ostrich, is 'n silwer vir Trevor. Okay. Trevor, baie skerp foto. Ek dink die oog is baie skerp. Daar's baie detail in die portret van die volstruis. Ek dink jou exposure is goed gehanteer. Ek sien geen probleme met dit nie. Ek dink vir my miskien jou agtergrond is dalk 'n bietjie helderder in 'n oop afdeling kan jy 'n bietjie donkerder maak, veral in RAW. As jy die subject select, dan kan jy die subject 'n bietjie helderder maak en dan die hele foto, dis gewoonlik wat vir my werk, dan kan jy die hele foto bietjie donkerder maak. Dit was die twee dinge wat ooglopend was, maar toe kyk ek nou nader en ek sien daar, as ek kyk na die hare hier, so net so 45 grade van die oog af. Daar is kan ek sê redigering probleme in die sin van dit lyk of daar 'n klein tool gebruik is of iets in daai lyn. En dan die hare lyk of dit amper terug ingekleur is. Dis nou in my opinie, maar dit voel dat dit weggeraak het en toe is dit weer terug ingekleur of iets in daai lyn. So ek dink dit is net
die redigering van die foto wat jou bietjie in die steek gelaat het, as ou net die selection op RAW reg kan kry, dan sal jy hierdie probleem nie sommer net optel nie. Maar as 'n geheel baie mooi foto, baie dankie. Alluring, goud vir net. Ja, baie mooi swart en wit. Ek dink dit is 'n baie goeie conversion. Ek het gehou dit is 'n baie skerp foto. Ek hou van die haar posisie waar sy half 45 grade wegkyk in vergelyking met haar liggaam wat dan ook 45 grade in die ander rigting is. Ek hou van dit. Dit is vir my nogal bietjie meer artistiek as die gewone poses van die modelle. Ek dink wat daar 'n bietjie afgebring het, sy het helder kolle op die gesig. Daar's helder kolle op die hand aan haar regterhand op ons linkerkant. Wat bietjie, ek dink as ons die daai velversagting bietjie doen en 'n bietjie net 'n bietjie meer aandag skenk aan die vel en in die helder areas, dan gaan hy definitief baie beter doen. Dit is 'n baie mooi portret. Baie dankie. Reflection of the Forks, so goud vir Elsa. Baie geluk Elsa. Baie interessant, baie minimalisties. Ek hou van die foto. Ek dink jy het goed gedoen met die hoe kan ek sê wat noem hulle die symmetrie. Die enigste ding vir my en daar's nou regtig ek kan dit nou sê nitpicking, maar as ek kyk na wat hulle doen en ek wil nie Suttons vergelyk met julle nie want ek dink elke klub het sy eie manier van dinge doen en sy eie kultuur. So ek wil nie dit vergelyk nie, maar wat baie keer vir ons gesê word as hoe kan ek sê as ons foto's ingestuur word en veral met 'n minimalistiese foto soos die, is daar swart kolletjies onder op die vurk lyk dit soos haartjies. Op die balletjie is daar kolletjies. Dit lyk soos bietjie stof en op die refleksie self is daar bietjie stof. As 'n ou al daai klein goedjies uithaal, dan het jy 'n baie sterker foto want as 'n ou kyk na die beoordelaars, hulle kyk altyd die eerste ding wat jy kyk is wat trek jou aandag af. En hierdie klein kolletjies op die foto is dalk kan dalk 'n probleem wees vir as jy dit vergelyk met iemand wat nou al die tyd gevat het om al daai uit te haal. So ek dink dit is belangrik om dit te doen. Maar baie mooi foto, dankie Elsa. Display of skills, Marita vir Estelle. Stel baie mooi. Ek dink jy het al die fotografiese reëls nagekom en jy het dit nogal baie goed nagekom. Ek dink jy het 3 vliegtuie wat natuurlik belangrik is, die onewige getalle. En hulle is amper op die 3/3 van die foto self. Ek dink dis jy die beweging in die propellers en die rook is nie oorweldigend wit en uitgeblaas nie of ek gaan dit so noem. Maar ja, ek dink jy het baie goed gedoen, baie geluk. Taking off, silver vir Louis. Louis, ja, okay. Ek het baie mooi foto. Ek weet nie of jy hom so afgeneem het en of dit 'n composite is nie. Maar ek het gekyk na die foto. Die enigste daar was 'n paar issues vir my. Ek dink die voorgrond is 'n bietjie uit fokus uit en dan kyk jy na hoe kan ek sê na die lig aan die agterkant is baie skerp. Die wolke is baie skerp, die bome op die horison is baie skerp. So dit het my laat dink dat of die fokus op die vliegtuig was dalk uit en die fokus was dalk op die agtergrond of die agtergrond is dalk ingeplaas. Ek kan nie vir jou sê nie, maar ja, dis die probleem wat ek opgetel het met die foto. Anders is ons dit ja, die fokus is uit. Ek dink daar is fokus op die neus self.
maar ek dink dat die bome in die agtergrond is baie skerper as die vliegtuig. So ek dink dis dalk daar waar die probleem ingesluip het. Dankie Louis. Oupa kyk vir jou, Marita vir Carlos. Baie geluk Carlos. Ja, ek dink dit is 'n baie mooi portret. Ek dink die oë is skerp, die beligting is goed gehanteer. Ek hou van ehm kom ons sê die look op die persoon se gesig. Ja, en dit is 'n baie interessante oupa. Ek dink almal wil so oupa hê. En baie naby aan Kersfees Vader. Ek neem aan hy kry redelik geskenke van die ouma. Probleempies wat ek dalk wat die foto dalk kan verbeter in my opinie is ek sou sê die raam is 'n bietjie helder en 'n bietjie as 'n ou dit daai spierwit. 'n Ou kan hom grys maak in Photoshop dan kan hy dan sal hy nie so hy trek my aandag redelik af, maar nie tot op 'n punt waar dit nou erge punte sal aftrek nie, maar ek bedoel hy is 'n bietjie helder en dan daar op sy trui is daar baie donsies wat 'n ou kan verwyder wat nie nou ou se aandag aftrek nie. En ek gaan redelik hamer daarop want ek weet ehm dit maak 'n groot verskil en ek probeer my kommentaar maak ek so van so aard dat dit die fotograaf sal help om die foto te verbeter. Ek wil nie alles afkraak nie, maar ek dink as 'n ou die foto bietjie kan skoon maak, dan doen hy gewoonlik beter. Baie dankie Carlos. Swallowed by Soft Light, se goud vir Ingrid. Ingrid, baie interessante foto. Ek het dadelik toe ek dit sien, toe dink ek dis 'n verjaarsdagkaartjie of is een van daai uh kan ek sê daai boodskapies wat 'n ou stuur vir mense, dit's baie mooi. Ek dink vir my miskien as jy 'n paar punte wil bysit. As 'n ou kyk na die kop van die swaalkie, daar's 'n swart lyntjie op. En daar waar die wit aan die borskant is daar 'n swart lyntjie. As 'n ou daai kan uithaal, as 'n ou die voeltjie uitsny en 'n ou haal dit uit, dan lyk dit asof dit werklik in die foto is. En op hierdie stadium lyk hy in elk geval baie mooi. Maar as ou dit kan net hoe kan ek sê uitvee, dan dink ek sal hy nogal 'n sterker foto hê. En dan vir my, ek dink die takkie sou ek graag laat die takkie kan ek sê aan die linkerkant aan hoe kan ek sê uitgaan uit die foto uit, laat hy nie net wegraak in die kan ek sê in die kleur van die vignet nie. Kom ons noem dit 'n vignet. So ja, ek dink miskien kyk na daai twee goedjies, as miskien werk dit. Ek sal dit probeer as ek jy was. Baie dankie. Inner Silence, 'n goud van Lucia. Lucia, baie mooi foto. Ek dink vir 'n 3 ster is dit 'n baie goeie portret. Ek hou van dit is nie jou gewone pose van 'n model of nie. Gewoonlik probeer die mense of die fotograaf wil nie glimlag nie, maar ek dink hierdie het gewerk. Ek dink om jou punte te verbeter. Ek kyk na die foto en tegnies is dit 'n goeie foto. Daar's net 'n paar dingetjies wat jou kan laat verbeter. Daar is baie detail wat weggeraak in die hare. Ou kan nie sien amper die agtergrond raak dit heeltemal weg in die agtergrond. So ou wil daai kom ons noem dit maar separation hê. Jy wil die model separate van die agtergrond af. En so ek dink jy moet net miskien as jy die exposure so bietjie opskuif, miskien kry jy daai detail terug of jy kan jou shadows 'n bietjie opskuif om daai detail terug te kry. En dan ek sou sê die juwele op die parels om 'n gebrugte is 'n bietjie braai. My oë spring net rond tussen haar oë en die parels op haar haar gewrigte. So kyk maar net na dit, miskien maak dit 'n bietjie donkerder. So ou kan dit maklik doen in die raw funnel.
Maar ook kan net die gesig select en 'n bietjie helder. Baie dankie. Now that's an apple. That's a goud vir Renate. Baie geluk Renata, dit is vir 2 sterre baie mooi foto. Ek hou van die diepte. Dis die shallow depth of field. Ek gaan 'n Engelse terminologie gebruik want ek het hierdie ding nog nooit in Afrikaans gedoen nie. So ons kyk hoe ver kom ons met die mix van die twee tale. Van die twee languages. Ja, baie skerp aan die voorkant, baie mooi. Ek dink jy het goed gedoen om hierdie, hoe kan ek sê, die foto te balanseer met die uitfokus appel in die agtergrond. Wat ek sou doen in die toekoms is miskien net die hele appel in die agtergrond insluit en nie daai gedeelte afsny aan die linkerkant nie en miskien dan ook die bord heeltemal insluit. Dat ou nie hierdie goeders afsny nie en ook miskien die voorkant. So dis net dit met jou foto's die probleme lê basies net met die komposisie. So as ou net kyk na die komposisie en dan kan 'n ou 'n sterker foto hê. Baie dankie. Donkeys, silver vir Judy. Judy, baie jammer. Ek dink jy gaan my kos vergiftig. Ons weer klap ont het. Ja, Judy, ek het gekyk na die foto en dis 'n baie mooi foto vir my. Ek hou van van die tipe ding. Ek hou van perde, die donkies, alles werk vir my. Ek hou van die stof in die agtergrond. Die beligting was vroegoggend, jy daai rimlighting op almal van hulle. Maar wat gebeur met dit is jy verloor detail in die donkie aan die linkerkant het omtrent glad nie detail in nie. Daar's 'n paar van hulle, ewen die voorste donkie aan die linkerkant het ook verloor baie detail in die gesig. En ek dink dit is partymal die probleem met die son van agteraf. Ek probeer daai detail terugbring in RAW en alles, maar partymal verloor ou dit net en ek dink dis dalk wat hier gebeur het. Maar andersins is dit mal oor die foto. Baie dankie. Jet ski training is 'n goud vir Gerard. Baie geluk, Gerard. Ja, ek dink die uh ek dink jy dis baie skerp foto, maar ek dink vir my die kleure is baie mooi. Ek dink die groen in die water. Gewoonlik is dit 'n blou see, maar hierdie was nogal 'n interessante uh kleur in die see. Ek het dit nogal hoe kan ek sê dit was komplementerend, dan was sy hoed is ook dieselfde kleur. En dan gaan haar trail wat ook ons aan het jy weet in die rigting van die lig sodat dit die agtergrond komplementeer die hoe kan ek sê die subjects. Ja, ek dink dit was ek dink die persoon wat na die jetski kyk is dalk skerper as die persoon op die jetski en ek dink die persoon op die jetski is vir my die belangriker van die twee en ek dink as die fokus op die tweede persoon was sou dit dalk 'n sterker foto gewees het. Baie dankie. In afwagting vir die dag se vangs, 'n goud vir Johan Potty. Baie geluk. Johan. Ja, ek dink baie interessante foto, baie storie daar's baie sterk verhaal in die ding en ou kyk maar dat op en na so iets as 'n PJ foto. Ja, ek het dit nogal gedink is 'n sterk foto. Ek dink die persoon wat terugkyk, hou jou in verbinding met die subject en die persoon wat werk aan die agtergrond vertel die storie. Ek dink dis die probleem dalk is net jou exposure. As jy kyk op die golwe agter, het jy redelik detail verloor in die wit en op die branders. So as ou daai dinge net kan uitsorteer en miskien dit half bietjie donkerder kan maak dat 'n ou meer fokus op jou subject het, sal dit 'n sterker foto wees. Baie dankie.
Chokka ligte, Marita vir Wynand. Baie dankie. Baie geluk Wynand vir eerste baie mooi foto. Ek het gekyk na die foto en ek het kan ek sê probeer sien wat jy sien en as 'n ou deur die ligte kyk in die agtergrond dan sien jy hierdie vissersdorpie wat redelik interessant is en ek dink die tyd van die dag maak dit 'n redelike sterk foto vir my. Sou ek sê die boot of die skip, nee man is 'n boot aan die regterkant het die beligting op en ek dink as jy hom heeltemal ingesluit het sou hierdie heel wat sterker foto gewees het. Ek dink die feit dat jy hom afgesny het en die voorste ene vat heel wat weg van die ding af. So jy kan besluit of jy gaan nader en jy kry meer van die dorpie agterin of jy stap heeltemal terug en jy kry die albei van die bote, die skuite as ek nou korrek wil wees. Maar ek dink dis dit. Baie dankie Wynand. Star Jump, se goud vir Marie. Baie geluk Marie. Vir die een ster, ek neem aan, ek vat nou 'n groot kans. Ek neem aan hierdie is 'n composite want as ek kyk na die hoe kan ek sê die beligting op haar voet en op haar hare is dit 'n baie helderder dag as wat ek hier op die agtergrond sien. So ek neem aan as ek verkeerd is, vergewe my. Ek dink is baie goed gedoen. Ek dink jy het baie goed gedoen vir 'n een ster is dit 'n baie goeie ding. Ek sien as ek kyk na tussen haar vingers aan haar op haar regterhand is daar die selection net nie heeltemal die agtergrond uitgehaal nie. So partymal as 'n ou bietjie inzoom op daai gedeeltes, dan kan 'n ou net daai weer bietjie donkerder maak of weer select as 'n masker en dit net weer bietjie donkerder maak want dit het ek amper onmiddellik agtergekom. Maar vir een ster baie mooi. Baie dankie. Woon, se goud vir Andri. Ja, so ek het hierdie foto vertel 'n spesifieke mooi storie en ek het redelik lank na hom gekyk en my ek was so naby om hierdie amper die wenfoto te maak. Maar dit was net vir my dat ek dink die agtergrond was ook geselect en ek sien probleme met die hare. Ek sien probleme met die agtergrond 'n bietjie, maar ek dink die foto is so sterk dat ek amper dit verbygekyk het. Want daar's baie storie in die hoe kan ek sê in sy staar. Ek weet nie of hy een of ander skermutseling was nie, maar hy hopelik die beste daarvan agterkom. Die probleem is dan die agtergrond en op sy nek aan sy regterkant is baie helder. En ek dink as 'n ou daai bietjie kan afbring, sal dit al klaar is baie sterk foto wees, maar regtig sterk storie in hierdie foto. Baie dankie. Mia en Rio, goud vir Karen. Baie geluk Karen. Ja, ek neem aan hierdie foto's van die perde was almal op dieselfde plek, dieselfde dag geneem, want ek kan sien die was nog steeds bewolk en selfs in daai in die hoe kan ek sê in daai omstandighede dit was 'n goeie foto. Ek dink jy redelik 'n sterk foto afgeneem hier. Wat ek sou doen is omdat dit 'n oop kategorie is, sal ek net 'n bietjie meer lig op haar gesig sit sodat haar oë baie mooier kan sien want sy het baie mooi oë en is skerp, maar met die hoe die beligting was, is dit 'n bietjie onduidelik. So as 'n ou kan ek sê die brush vat in rol en net hoe kan ek sê dan die exposure 'n bietjie opskuif en hom net een of twee keer klik op haar gesig sal hy baie mooi helder uitstaan. Probeer dit kyk wat gebeur.
Baie dankie. Keep it up, Samarita vir Diedery. Jy het baie geluk. Ja, baie interessante foto. Ek dink jy het baie goed gedoen. Ek dink simmetries baie sterk. Ehm ek weer eens, dit is nou klein nitpicking goedjies, maar ek sou graag daar's baie detail op die vensters aan die onderkant en dis baie mooi detail. En jy het dit half afgesny met die boonste venster. So ek sou dit ingesluit het, die foto bietjie donkerder gemaak het en dan die beelde aan die onderkant sou 'n bietjie meer exposure aangegee het. Dan sou vir my in my opinie 'n baie sterker foto gewees het, maar ek dink jy het nog steeds baie goed gedoen. Baie geluk. Ford Hot Rod, Samarita vir Nico. Nico, baie mooi, baie mooi. Ek het vir baie mooi van hierdie foto gehou. Ek dink jy het baie goed gedoen nie. Ja, ek dink hy's skerp, ek dink jou kleure is mooi, ek dink jy het die agtergrond werk perfek vir hierdie helder kleur. En ek hou van die refleksie wat jy ingesit het. Dis baie goed gedoen. Ja, ek dink nie ek kan hom fout nie as ek gaan nie eens probeer nie. Ek dink jy het baie goed gedoen, baie dankie. Dankie. Hailey, silwer vir Pieter. Ehm Pieter, ek gaan met jou Afrikaans praat, dan gaan jy nie te kwaad wees vir my nie. Okay, ek het vir my het die pose nie gewerk nie. Ek dink dit was net, ek weet nie, dis vir my ek het dit nie regtig verstaan nie. Dit wat is die woord wat ek soek? Dit komplementeer haar nie baie, want ek verloor baie van haar gesig omdat jy haar hande insluit wat so wyd uitmekaar uit is. So met ander woorde, die detail van haar gesig raak 'n bietjie verlore. Dan was die rimlighting aan die regterkant vir my bietjie helder en haar gesig aan haar linkerkant, ons regterkant nie helder genoeg nie. Ek verloor detail in haar oë. So as ou dit kan 'n bietjie uitwerk, miskien dit ophelder en miskien 'n bietjie meer lig in die oë sit, dan kan dit 'n bietjie sterker foto wees. Dankie. How's it handsome? Goud vir Nick. Geluk nie. Ja, ek dink dit was maar dieselfde trant as die vorige foto met die hond op die ek neem aan glas. Baie mooi. Ek dink vir my persoonlik die vorige foto was 'n bietjie sterker want die hond in die vorige foto nie die refleksie nie, maar die hond self het gekyk na die kamera. Dit maak 'n sterker foto en dan in hierdie geval lyk dit vir my of die fokus 'n bietjie af is van die boonste hond. Ek weet nie of ek verkeerd is, maar dit lyk vir my dat daar's fokusprobleme met die boonste hond en die onderste se, ek dink die fokus verlore, ek weet nie of wat daar gebeur het nie, maar ja, ek dink dit is miskien die verskil, maar geluk met die goud. Dit is nog steeds 'n goeie foto. Baie dankie. Cycling to in the morning in Melbourne. Okay, Trevor. ja, Trevor, okay. Ek hou van die storie wat jy vertel. Ek dink dis 'n sterk storie. Ek dink dit kan ek sê sit mense wat nog nie daar was nie dit trek jou in die storie in. Ek hou van PJ foto's wat storie vertel. Ek sien dit was 'n herinnerende dag, dit tel altyd sterk vir 'n foto. Ek dink vir my is daar
die kleur is 'n bietjie geel op haar gesig veral. En ek weet dit lyk vir my soos die daai tyd van die dag, maar 'n ou kan dit 'n bietjie verbeter. En dan is daar natuurlik die die redigering aan die voorkant van die foto. Waar daar as ek kyk na die lyne op die pad, kyk daar's 'n hele strook voor daai die by die verkeerslig is ja, daai hele strook op is hoe kan ek sê baie duidelike regeringprobleem. Daai lyn is uit lyn uit. So ek dink dit is dis die grootste probleem in die foto is daai gedeelte. En dit omdat dit so opsigbaar is, ou kan dit nie mis nie. So ek dink as jy weer teruggaan na die foto toe, miskien 'n bietjie meer spasie aan die voorkant los sodat 'n ou 'n bietjie meer van 'n storie het aan die linkerkant van die foto en dan daai redigering probleempies net uitsorteer. Dan sal dit 'n sterker foto wees. Dankie. Wit krap spinnekop op sy takkie. Dis 'n silwer vir Elsa. Elsa, ja, ek dink se skerp foto. Ek dink dit is 'n interessante makro foto. Ek dink dit is makro. Dit is makro in Engels. Daar was baie detail in die haartjies en al daai goeters. As ek kyk na gedeeltes van die foto. Maar dan verloor ek 'n detail op die stokkie wat hy op sit. Daar's detail op die bene aan die bokant wat 'n bietjie wegraak. Ek weet nie of jy verskriklik moes inkrap of wat nie, maar ek dink daai vir my was die probleme in die foto. Also ek kan nie vir jou presies sê ja, die haartjies op die been aan die onderkant raak ook uit fokus uit. Nou ek weet nie of jy ek weet dit is moeilik met makro om die hele ding in fokus te kry. So ek probeer na die oë kyk. Die oë is in fokus, maar daar's ja, ek kan nie vir jou sê nie. Ek dink dit was 'n moeilike foto, kom ek stel dit so. Maar ja, baie dankie. Ja. Gif. Marite vir Estelle. Stel baie interessante foto. Ek dink kleure werk baie mooi. Ek dink dit is 'n baie skerp foto. Dan is daar natuurlik die beweging in die dryf wat die glas laat val is. So ek dink jy het goed gedoen. Ek sou natuurlik graag die bodem van die glas ook wou sien. Die bodem waar die steel, die wat ook al. Ek weet nie wat dit is in Afrikaans nie. Maar ja, as jy dit kon bysit, ek dink dit sou beter dalk gewerk het, maar ek dink jy het baie goed gedoen, baie geluk. Goud vir Louis. Baie geluk, Louis. Louis, ja, ek dink dis dieselfde kommentaar van my kant af. Ek dink dat jy die insluiting van die onderkant van die glas werk vir my. Ek sou as ek vir my lyk die glas op my nie, hoe kan ek sê, heeltemal regop staan nie. Ek weet nie of dit die plan was met die foto nie. So vir my sou ek sê of maak die glas heeltemal reguit of sit hom op 'n baie hoe kan ek sê op 'n meer vir diagonale lyn sodat dit lyk of jy klaar die diagonale lyn met die waterdruppels wat afgaan na die regterkant toe. So as jy die glas 'n bietjie tilt na die linkerkant toe, dink ek sal dit ook 'n sterker foto wees en dan kan jy die bodem net 'n bietjie donkerder maak. Dan kan ek dit nie sien nie. Dan dink ek sal dit 'n sterker foto wees. Baie dankie, Louis. Dankie Kobus. Biskop op die bord. Goud vir Carlos. Baie geluk, Carlos. Ja, interessante foto. Ek het nog nooit biskop gesien wat so lyk nie.
Baie skerp. Ja, en ek dink jy weet waarna jy kyk as jy kyk net na die skaakbord. So dis alles daar. Ek dink ook vir my in hierdie foto kan ons vir alles wat swart en wit is, al hierdie wit spikkeltjies aan die onderkant, as ou dit net kan uithaal en dan hierdie die stuk aan die regterkant is half afgesny. So ou sluit hom of heeltemal in of heeltemal uit. Ek dink miskien is ek kan ons net daai uitkrop en dan sal dit 'n baie sterker foto wees. Baie dankie. Perdryte skakering van groen. So goud vir Sari. Skakering. Baie geluk, sorry. Sorry, Sari. Nee. Baie geluk, sorry. Ja, baie mooi foto. Dink jy het baie goed gedoen met die beligting wat jy daar gehad het. Ek neem aan dit was miskien op dieselfde dag as al die ander perde foto's, maar dit lyk vir my soos al bewolkte weer. Ek gewoonlik met bewolkte weer haal dit so 'n bietjie kleur uit die gesig uit, maar ek dink jy het redelik goed gedoen om van die kleure terug te sit. Ehm ja, 'n paar dingetjies wat ek sou weer eens is maar net dinge wat ou se aandag aflei. Is daai dingetjie op haar op haar valle aan die voorkant wat 'n bietjie my aandag aftrek want sy het pragtige oë en nou spring my oë tussen haar oë en daai dit lyk soos 'n extractive fan op haar voorkop. So ja, ek dink as ou daai ding 'n bietjie kan dowwer maak, dan sal dit 'n baie sterker foto wees. Maar baie dankie. Russian nesting dolls, 'n goud vir Renate. Baie geluk Renate. Ja, hier is 'n baie mooi foto. Daar's repetisie. Daar's al hierdie kleure. En 'n ou sou nou sê ja, dis 'n bietjie bont, maar ek dink omdat die tweede ry van agter af van die tweede ry die fokuspunt is. En die voorste ry nie regtig my af in my kan ek sê my aandag aftrek nie. Werk die foto nogal baie goed. Ek sou net as ek jy was die ry, kom ons sê die ry agter die fokusry. So al daai agtergrond sou ek 'n bietjie donkerder maak sodat daai ry wat in fokus is net 'n bietjie meer uitstaan. Dan dink ek sal dit ook 'n sterker foto wees want dan bly die fokus. Jy kan rondkyk in 'n foto, maar hou altyd terugkom na die fokus. So probeer dit en kyk wat gebeur. Baie dankie. African Harrier Hawk, Marita vir Judy. Judy, okay, so nou is daai gifie uit my kos uit. Judy, wat 'n pragtige foto. Ek dink ja, jy was baie gelukkig om hierdie foto te kry. Beautiful, skerp. Die punte van die vlerke, die hele ding is skerp. En daar's baie detail en as daai ou catchlight in die oog is daar so daar's min wat fout is met die ding. Daar's niks fout met die ding nie. Dis 'n pragtige foto, baie geluk. Dankie. Yellow and Purple, en Marita vir Gerard. Was hy? Baie geluk Gerard. Ja, ek dink hierdie is 'n pragtige foto. Ek dink jy het alles wat ek na wil kyk, het jy vlamskerp hier in die voorkant. Die steeltjie agterkant is mooi. Hoe kan ek sê? Hy's nie so belig soos die blom self nie. En die blaartjie in die agterkant dink ek balanseer net die foto baie mooi. Daar is natuurlik daai wit kolletjies wat jy kan uithaal. Maar afgesien daarvan het jy nog steeds 'n fantastiese punt gekry, so ja, baie geluk. Mooring Lions, Marita vir Wynand. Baie geluk Wynand. Ja, vir die eenste baie mooi gesien. Ek hou van die kleure. Daai geel teen die blou is natuurlik baie komplementerend. En dit maak jy het baie sterk lyne, jy het 'n diagonale lyn aan die onderkant van die skip of na die
Ek ken nie die terminologie nie, so ek gaan nie vir jou sê wat daai boonste punt is nie. Ek weet hulle gebruik hom gewoonlik in flieks waar die ouens hulle hande uitstrek en sê hulle is on top of the world. So daai is daai gedeelte. En maar ja, ek dink jou klere is baie mooi en ek dink jou lyne is baie mooi. Dit maak dit 'n baie sterk foto. En jou kan ek sê jou exposure op jou wit is dit jy baie goed gehanteer, as nog baie detail. So baie geluk. Hot, very hot. Silver vir Jan. Jan, ja, Jan, ek dink hierdie is natuurlik vir my nog altyd baie moeilike fotografie. En partymal kry jy gedeeltes van hom in fokus in en partymal nie genoeg nie. En as ek kyk na die foto, het jy gedeeltes baie skerp, soos die advertensies op die agterste modderskerm en op die bestuurder van die kar. Maar vorentoe is hy weer uit fokus uit. En waar dit kan ek sê amper waar dit saak maak waar die persoon, die bestuurder van die voertuig blou dalk 'n meer in fokus is as daar so baie van hom is. Ek dink miskien het die fokus jou net 'n bietjie in die steek gelaat met hierdie ene, maar ek dink is 'n moeilike foto. Ek dink as ek kyk na die agtergrond was jou shutter speed, as ek dit nie mis het nie, seker 80. Maar ek kan verkeerd wees, maar ek dink jy het baie lae shutter speed gehad vir hierdie agtergrond so te blur. So baie geluk in elk geval met daai, hoe kan ek sê, met wat jy bereik het met hierdie foto. Baie dankie. High up in the air. Goud vir Andri. Baie geluk, Andri. Ja, ek het nogal van dit gehou. Ek hou van die beweging in haar hare. Ek hou van die hoe kan ek sê, haar oë is baie mooi en fokus. Die beligting aan haar regterkant, ons linkerkant, is baie goed gehanteer. Niks is oorhelder nie. Ek sou sê, soos Cliffy altyd sê, as jy 'n medal wit aan het, moet jy dit uittrek. En natuurlik, ja, dis Cliffy. Ja, ek dink miskien die baadjie is dalk 'n bietjie helder, maar dit gesê, ek dink jy het nog steeds baie goed gedoen, want dis nie so erg dat ek die hele tyd kyk na die baadjie nie. Ek dink jy het het 'n baie sterk komposisie met daardie, hoe kan ek sê, die lyn van haar gesig en haar nek. Ek dink dit help baie met jou, dit maak dit 'n baie sterk komposisie. Baie geluk. Droomrit. Goud vir Karen. Baie geluk, Karen. Ja, ek dink ons is weer by die perde en die onweer. Okay, so dieselfde, ek het nog weer dieselfde kritiek as die vorige foto waar daar moet net 'n bietjie meer spasie in die voorkant van die perd wees. Ek dink dit was moeilike omstandighede. Ek dink die beligting is moeilik, maar as ek kyk na die medaal se gesig, daar's genoeg lig op die medaal se gesig. Die perd verloor 'n bietjie detail, so as ek dit kan terugbring en dit is 'n oop afdeling, so jy kan 'n bietjie en ek gesê dat dodge and burn 'n Afrikaanse woord is, so ek gaan dodge and burn hier gebruik. Daai het gesê ek kan. So jy kan 'n bietjie baie meer detail dodge and burn in die perd self, wat die foto redelik is, kan ek sê, baie sterker sal maak en die hele foto sal baie mooi uitstaan. So as jy dit kan doen, dink ek sal jy sterker punte kry. Baie geluk. Float plane leaving the harbour. Marita vir Nico. Nou Nico, ek het gewik en geweeg oor die foto, want ek sou natuurlik meer spasie voor hom wou gehad het en minder agter. Ek kan sien hoekom jy dit wou doen, daar was 'n bietjie van 'n lyn agter. Maar ek dink miskien is dit nie altyd die belangrikste ding om die lyn in te hê nie. As dit gaan wegneem van die foto af nie. So miskien kan jy 'n bietjie krap van die agterkant af vorentoe en miskien 'n bietjie meer van die bokant af afkrap. Wat ek hou van die foto is die vliegtuig is heeltemal in fokus en
Die propeller is heeltemal amper weg, so dit beteken jou shutter speed is baie stadig en ek kan dit aflei aan die agtergrond, so baie geluk met daai. Daai is nogal moeilik. Baie dankie. Maddie, goud vir Pieter. Baie geluk Pieter. Ja, baie nice foto, joh. Baie sterk pose. Ek hou van die arms, die posisie van haar arms. Ek hou van die lig op haar gesig, want dit is helder, die helderste gedeelte van die foto. En die parels in haar hand pla my nie, want ek word die hele tyd getrek na die oë toe. So ja, ek dink dit is 'n baie sterk foto. Baie dankie Pieter. Strawberry Splash, Marite vir Diedrey. Baie geluk, Deidre. Ja, dieselfde as die ander. Ek dink dis 'n baie mooi foto. Ek dink jy het hom baie goed gehanteer. Die bodem is kan ek sien wat dit grond net ehm die hele foto. Ek dink dit veroorsaak dat hy nie flout in die lug nie. En ek dink die beweging van die druppels maak dit 'n baie sterk foto kan ek sê dat dit na die een rigting toe gaan. Dit is nie, hoe kan ek sê, die mekaar nie. Dit 'n bietjie van 'n lyn na die regterkant van die foto toe. So ja, ek dink dit is 'n baie goeie foto, baie mooi. Handsome, goud vir Nick. Baie mooi portret Nick, baie mooi detail. Uh in die hare, die agtergrond is mooi geskei van die model af. Die skouer wat jy uitgesny het is vir my nie 'n probleem nie, want ek dink die sterkpunt van die foto is in die gesig, die detail in die baard. Daar's die oë is daar's baie mooi lig in die oë, jy kan die kleur mooi sien en dit is baie skerp en die uh die ding om sy nek, weet nie wat dit is nie. Is nie, hoe kan ek sê, is baie detail, maar dit vat nie weg van die portret op nie. Baie goed gedoen, baie mooi. Low Flying Harvard, Marite vir Carlos. Carlos, baie goeie foto. Ek sou sê dit was nou uitstekende panning. Ek dink die hele vliegtuig is baie skerp. En ek kan sien aan die agtergrond hoe kan ek sê, die shutter was redelik aan die stadige kant en ek kan sien aan die propeller, hy is amper heeltemal weg met 'n gewone mollet of 'n vol sirkel. Dit hang miskien nou af van beoordelaar na beoordelaar. Die enigste nadeel wat ek sien op hoe ek sê die punte wat hom afbring is jou exposure bo. Lyk vir my daai detail is 'n bietjie uitgebrand. Ek weet nie of jy kan teruggaan en dit net 'n bietjie terugbring in RAW nie. Kyk of jy kan. Dit sal 'n sterker foto wees want ons definitief verloor 'n bietjie detail aan die bokant. Baie dankie. Craig, goud vir Judy. Hartlik Judy. Ja, ek het van die foto gehou. Ek dink daar's hoe kan ek sê emosie in die foto. Ek weet hoe baie mense voel oor hulle perde. Ek weet my vrou voel dieselfde oor haar perd. Apparently nie vir my so baie nie, maar dit op hierdie stadium is dit nie nou belangrik nie. Nee, ek speel. Ja, ek dink daar's 'n band tussen 'n persoon en hulle perd. En jy kan dit sien in die foto en ek dink dit kom sterk deur. Ek dink as jy vir my miskien net 'n bietjie kan ek sê die exposure bietjie opstoot, dan sal hy vir my bietjie sterker wees. Hy lyk vir my bietjie donker aan my kant. So ja, probeer dit maar. Baie sterk foto, baie dankie Judy. Sunset Salsify, so Marite vir Elsa. Wag net die kant daar sy.
Okay, Elsa, ja, hierdie vir my was 'n stunning foto. Jy kan sien aan die punte. Ja, ek het weggeraak in die oomblik. Dit is 'n baie mooi foto hierdie. My fokus bly aan die agterste twee, kan ou dit nou maar noem dandelions, en aan die voorkant het jy hierdie sagte kan jy sê amper soos 'n droom tipe effek aan die buitekant. Ek is mal oor die foto en ek dink ja, fantasties. Daar's niks wat ek kan sê verder nie. Dit is hierdie ou het vir my gewerk. Baie dankie. Stepping into the light, Rita Ferranata. Ja, Renata, ek dink dit is 'n baie sterk foto in die sin van nie die persoon noodwendig nie, maar ek dink sy refleksie in die driehoekige lig met daar nie refleksie nie, sy skadu in die wit spierwit driehoek is net amper twee verskillende foto's. Jy het hierdie kleurfoto aan die een kant en dan het jy 'n heeltemal swart en wit foto aan in die driehoek, en dit maak dit vir my 'n baie interessante foto. En ek dink as dit nie vir dit was nie, sou dit 'n moet ek sê 'n doodgewone foto was, maar wat jy hier gesien het, is vir my nogal besonder. So baie sterk foto. Ek sou natuurlik in my opinie net miskien 'n bietjie meer ek sou nie aan sy baadjie gekrap het nie. Ek sou die verkies het dat die persoon heeltemal in die foto is. Maar ja, ek dink baie sterk foto, baie goed. Okay, dit was die laaste foto van die oop afdeling. Ons spring sommer gou na die natuur toe. Wag net, Tino, voordat jy daar gaan, gaan net terug na Marie se foto toe waar sy haar dogter oor die muursloop spring. Hulle het net laat weet, dit was nie 'n composite nie, dit was net 'n gewone foto. Ja, okay. Wow. Waar sy Dit gespring lyk oor die muursloop. ja, maar die rede hoekom ek dit sê is ek dink miskien is dit omdat hulle dalk dan die agtergrond donkerder gemaak het, want dit lyk vir my nie die agtergrond was heeltemal dieselfde beligting as die model wat gespring het nie. So dis al die rede hoekom ek dit gesê het. So as dit nie dit was nie, ja, kom ons noem dit maar my bad. Maar ek dink nog steeds dit was dis 'n goeie foto. Vir 'n 1 ster baie geluk. Dankie Kobus. Besien? Okay, ons gaan na die natuur toe. Weerlig in Golden Gate. Goud vir Sari. Okay, vir my 'n minuut. Nou, is julle nou weg? Ek is nog hier, Kobus. Ek verloor goeders nou. Ek weet nie hoekom nie. Gee my net 'n oomblik. Okay. Ons is besig met natuur. Ek het jou skerm heeltemal verloor nou. Kan julle die skerm sien? Ander mense? Ander lede? Ja, ons Ja. kan doen. Kom hulle nou nie by my werk. Ek dink is hierdie weerlig van Sari wat jou masjien nou vir Ek weet nou nie hoe kry mense dit terug nie. Wil jy weer inskakel? Nee, ek gaan hom weer groter maak, want ek kry hom, maar hy's nie vol skerm nie. Die een of ander bizarre rede. Ja, dit. Okay. Kom ons maak so, kyk wat gebeur. Okay, kom ons kyk wat gebeur. Ek sal hom oopmaak aan my kant. Okay, anyway, ons sal weer probeer as ons breek. Alright. Sorry. Okay. Baie geluk met jou goud, sorry. Ek neem ook weerlig af hier by my.
En ek weet dis 'n moeilike ding. En ek dink dis 'n baie goeie foto. Ek hou van ek hou van die hoe kan ek sê, kom ons noem dit nou maar die berge in wat verskillende, hoe kan ek sê, skakerings is van blou, soos die voorste is nou swart, want jy het mooi grys, donker blou en dan waar die weerligstrale is. So ek weet hoe die foto werk. Ek dink wel dat die liggies, omdat dit jou 'n lang exposure is, ek dink is enigiets tussen 4 en 6 sekondes as ek dit nie mis het nie. Partymal as jy aan die tripod raak of jy raak aan iets, dan beweeg die eerste gedeelte van jou foto so bietjie en dan wanneer die weerlig kom is dit baie skerp. So wat ek voel, ek kan verkeerd wees, maar ek voel dalk dat die liggies 'n beweging in het en dat dit nie hoe kan ek sê dat daar was definitief of van my opinie was daar dalk 'n beweging op die tripod en toe die weerlig kom toe maak hy die agtergrond en die berge mooi in fokus. So ek dink dis vir my die enigste probleem met daai foto. Ek dink dis 'n fantastiese mooi foto. Ek dink jy het alles het mooi uitgewerk. Ek persoonlik sal 'n bietjie afkrop van die bokant af. En die wolke bo is net swart en ek dink nie dit dra by tot die foto nie. En dan miskien 'n bietjie dan ook aan die linkerkant. Maar anders is dit baie mooi foto, baie dankie. Jamie, goud van Marina. Marina baie mooi vir 'n 2-ster, baie geluk. Ja, ek dink jy dis maar baie mooi tred van die leeu. Ek dink ja, jy weet ek weet nie waar dit was nie, maar hy het vleis in sy mond en dit lyk vir my daai is van die wildtuin af nie, maar die kikoeie groei baie lekker aan hom. En so ja, in elk geval tot op 'n punt te kom, ek dink die fokus in die foto is dalk op die gras meer as op die oë van die leeu. En ek dink 'n ou kyk altyd na dit en omdat die oë nie so mooi in fokus is nie, verloor ek so 'n bietjie, hoe kan ek sê, amper belangstelling in die leeu. En dit is nie wat ou wil hê nie. So as ou maar net kyk na dit in die toekoms, net daai fokus, maak seker van die fokus op die oë van die diere, dan sal dit altyd 'n sterk foto wees. Maar baie geluk. Morning Call, goud van Marinda. Marinda, baie geluk. Dink is 'n fantastiese foto. Ek dink jy daai negatiewe spasie aan die linkerkant werk vir my. Ek hou van dit. Die feit dat die voeltjie in daai spasie inkyk, jy kan nou bewoording amper aan die linkerkant sit. En enigiets daar sit, want dit is wat die foto, hoe kan ek sê, amper verlang. Ja, ek dink die klere is baie mooi. Ek dink die agtergrond is baie mooi gehanteer. Ja, ek dink jy het baie goed gedoen. Wel gedaan. Starling. Ja, okay, dit is vir ons ek dink ek gaan sommer dadelik in die probleme ingaan want ek dink die foto ek dink is mooi raak gesien. Ek dink die feit dat 'n ou jy kan inzoom op of jy kan so naby aan een van die voëls kom en 'n foto neem, dink ek is altyd 'n wen vir enige fotograaf. Ek dink daar was 'n paar probleme. Ek dink die feit dat die oë bietjie uit fokus uit is 'n probleem. Ek dink daar's 'n bietjie detail op die vlerke wat verlore gaan omdat dit so helder dag is. Ek dink die stomp aan die linkerkant dra nie regtig by nie en 'n ou kan ek sê, ek dink as 'n ou net die foto kan bietjie krap van die onderkant af, miskien tot daar waar hy, kan ek sê, dit lyk soos daai 3 punte uitsteek, bo kan dit afkrap, dan het ou minder van die stompe in die foto en dan miskien kom ons sê 'n kwart
kwart of 'n derde miskien ewen van die linkerkant af wegkrap, dan is dit 'n sterker foto, maar soos ek gesê het, die fokus is dalk die grootste probleem, so ja, ek dink dis hoekom die punt so laag is. Dankie. Teenage Zebra, dis 'n silwer vir Trevor. Ja, Trevor, ek hou altyd van 'n zebra in mono, of swart en wit. Dit werk vir my. Ek dink dis die beste manier om 'n zebra, hoe kan ek sê, aan te bied. Ek dink daar's 'n paar probleme uh, met die foto in die sin van, kyk, alles is skerp, die oë is skerp, die lyne is skerp, die hare, die manhare bo-op is skerp, so dis nie 'n probleem vir my nie. Ek dink die beligting is 'n bietjie van 'n probleem, want dit kom van die linkerkant af, so daar's nie eintlik lig op die oog nie, so die oog raak al weg, die detail van die oog raak al weg, en dan natuurlik is daar die agtergrond, lyk vir my moes geblur gewees het, want as ek kyk na die maanhare, is daar 'n paar issues waar dit skerp is, en dan is dit heeltemal uit fokus, en dan is dit weer skerp. Ek dink dis dalk daar waar ook 'n groot probleem was in die foto. Ek dink daar is baie wat ou nog kan doen met hom, so ek dink nie, is heeltemal verlore nie, maar kyk maar na daai probleempies, en dan kyk of ons dit kan regstel. Baie dankie. Dankie. White-throated swallow, 'n goud vir Ingrid. Ingrid, baie mooi foto. Ek dink jy het baie goed gedoen. Ek dink daar was nie baie goeie beligting nie, so dit was 'n moeilike foto, en ek dink ek kan sien wat jy moes doen om hierdie foto reg te kon kry. Ek het, hoe kan ek sê, aan die oog af kyk, is dit 'n baie mooi foto. Die oë is skerp, die bek is skerp, die vere aan die kop is skerp. En dan as hy nou afbeweeg na die borse kant toe, dan begin 'n ou detail verloor, en dan dink ek nou, wat kan dit veroorsaak? En ek het dieselfde probleme al gehad met die noise, sagte ware, waar hy die hele detail in die gedeeltes waar daar baie meer noise is, en dan in die detail baie fynner is, dan vat hy die heeltemal weg, en ek dink dis dalk wat hier gebeur het. So ek dink nie die foto is heeltemal verlore nie. Ek dink as jy miskien 'n ander sagte ware gebruik, gaan hy dalk vir jou beter resultate gee. Dit kan verkeerd wees, maar as dit nie is nie, probeer dit en kyk, want ek dink dis nog steeds 'n goeie foto. Baie dankie. Okay. Bosluisvoël, 'n goud vir myself. Baie geluk. Tina. Tina, ja, ek dink jy kan ek sê, die oog is baie skerp, en dis wat ek altyd wil hê, soos ek vroeër gesê het, met diere en voëls en wildlife, sulks. Ek dink net in hierdie geval was jy aan die verkeerde kant van die sonlig, want jou oog lyk, jy weet, is half underexposed, so jy verloor 'n bietjie detail daar, maar dis nie die groot probleem nie. Ek dink die probleem is die wit aan die agterkant van die vlerk. As jy nou teruggaan na die regterkant, daar's wat jy baie detail verloor, wat baie helder is, so my oog gaan die hele tyd na daai toe. Al is die aksie voor by die mond, eindig hoe kan ek sê, my oog op hierdie helder gedeelte in die regterkant. As ou dit miskien kyk, dit is ook 'n oop, nee, dis nie oop nie, dit is baadlaat. Ja, ek weet nie of dit is nie, maar jy kan nog hierdie gedeelte wat die skadu is, miskien 'n bietjie helderder maak, net om, kan ek sê, meer fokus na die kop toe te bring. Dan dink ek sal hy bietjie sterker wees. Baie dankie. Dankie, Kobus. Rooi naaldekoker, 'n silwer vir Gerard. Gerard, ek dink hy is baie skerp. Ek dink jy, dis natuurlik, ek dink makrofotografie is 'n baie moeilike, kan ek sê, subject matter vir my. Ek is nie 'n expert in dit in enige manier of vorm nie, maar
wat ek wel sien van dit is dat daar altyd fokus is op die oog of op die kopgedeelte van die insek of die spinnekop. En hier het jy die hele ding nou skerp. Maar wat teen jou tel is al die geraas om die naaldekoker en dan selfs op die naaldekoker. So dit is 'n ou wil dit nou natuurlik probeer uithaal en so as jy dit probeer kan jy dalk miskien 'n beter detail in die naaldekoker kry. So ek sou voorstel probeer 'n bietjie sagte ware. Ek gebruik altyd as iemand raad soek, ek gebruik die noise in RAW self. Ek vind dat hy baie beter is as al die ander. Ek dink Topaz is 'n absolute mors van geld op my opinie. RAW het 'n baie beter, sy AI is baie beter, so hy hou nog die detail in areas waar daar, kan ek sê, baie geraas is. So ek dink probeer dit en ek dink jy gaan baie sterker punt kry. Dankie. Bondvisvanger, 'n goud vir Wynand. Wynand 1 ster, baie geluk, baie goed gesien. Ek dink dit is as hierdie foto heeltemal in fokus was ek dink dit die wenfoto. Ek dink jy het baie mooi tydsberekening hier gehad. So ja, ek hoop as jy kyk na al die ander foto's en daar's een wat 'n bietjie meer in fokus is, net 'n bietjie aan hom werk, maar ek dink hierdie ja, die enigste probleem met hom is fokus. Die res van dit is perfek, is fantasties. Baie geluk. Bosveld visvanger, Marite vir Marie. Ja, baie geluk, Marie. Weer eens vir 'n 1 ster, baie goed gesien, baie goed afgeneem. Dink hy's 'n bietjie skerper as die vorige foto. Miskien kan hy 'n bietjie skerper wees, maar ek dink die ander probleem is gewoonlik met voëls wil 'n ou nie hierdie takke om hulle sien nie, en ek dink nie hy plaat te verskriklik nie, want ek dink dit skep amper 'n raam om hom, maar ek dink 'n ou kan hom 'n bietjie meer krap sodat daar minder van hierdie boomstamme om die voël is, sodat ou meer kan fokus op die voël. Want ons baie wat 'n ou gewoonlik wil doen met 'n foto is jy wil soveel as moontlik dinge uithaal wat jou aandag wegvat van jou subject af, en ek dink hierdie kan dalk help om 'n sterker foto te wees. Baie dankie. Resting Vulture, Marite vir Jan. So Jan, ja, hier is 'n flip en pype foto, man. Ek jammer oor die kritaal daar. Ja, hy's skerp. Ek hou van die kleur, die kop en die grond waarop hy sit is amper dieselfde, en dit maak dit vir my baie sterk. Hy's baie sterk gegrond, en dan is hierdie baie diep groen agtergrond wat natuurlik hierdie oranje op die vlerke komplementeer. So ja, baie sterk foto, baie geluk. Baby Rhino, goud vir Marina. Marina, baie geluk met jou goud. Ja, ek dink jy weet, terwyl ons nog hierdie ouens kan sien, ek dink hierdie jaar het dit beter gegaan met die poaching. Maar ja, baie mooi foto, ek dink dit is baie skerp. Ek dink jy die fokus baie goed gehanteer. Ek dink miskien moet jy net kyk na jou exposure, is dalk 'n bietjie hoog. Of jy hom net 'n bietjie kan afstel. En dan sou ek sê jou crop self, ek sou 'n bietjie meer spasie aan die kante gegee het en 'n bietjie meer van bo af afgekrap, en dan ek dink dit sou 'n bietjie van 'n sterker foto wees. Al is hy vierkantig, dit maak nie aan my saak nie. Ek dink dit sal nog steeds 'n redelike sterk foto wees as jy kan. Maar ja, baie mooi foto, dankie. Lioness, Resting on the Rocks, goud vir Marinda. Ja, Marinda, ek het baie van die foto gehou, en ek dink hierdie foto, as ek dit nie mis het nie, is naby Lower Sabi geneem, waar op die rotse. As 'n ou net verby Lower Sabi gaan, aan die regterkant. Maar ek kan verkeerd wees, ek was al baie verkeerd. My vrou sê so.
Ja, ek hou van die foto. Ek hou baie van die foto. Ek dink die feit dat daar drie leeu's is wat wel se gesigte na die fotograaf toe wys. Dit hoe kan ek sê, sluit die persoon in wat kyk na die foto. Jy voel of jy deel van hierdie sighting is in die wildtuin. Die oë is skerp, is 'n baie skerp foto. Ek dink daar's mooi lig in die oë. Ja, ek dink dit is 'n baie mooi foto. Ek dink die enigste probleem miskien is dat die oor afsny aan die regterkant, maar 'n ou kan nie altyd die perfekte wildlife foto neem so nie. As 'n ou as jy hom dalk wil inskryf in open, sou ek sê haal die leeu aan die regterkant uit. Dan kan jy hom probeer in open en miskien dan kyk wat gebeur. Ek dink dit is 'n baie mooi foto. Baie geluk. Okay. Nature silhouette at sunrise. It's 'n goud vir Diane. Baie geluk daarin. Ja, ek dink dit is 'n baie mooi foto. Ek dink die kleur, dit is dis baie moeilik om 'n sonsondergang altyd akkuraat af te neem. Ek dink jy het baie goed gedoen hierso. Ek dink ja, jy het alles aan die regterkant, kom ons sê van die 2/3 aan die regterkant is skerp, maar ek weet nie hoe naby hierdie stomp is aan die linkerkant. Hy het 'n bietjie, kan ek sê, uit fokus uit kom hy na vore. So met ander woorde, ek sou sê as jy kan, ek weet nie of jy kan in hierdie kategorie nie, maar as jy kan hom uithaal, dan is jy baie sterker voor. As jy hierdie twee stompe net kan uithaal aan die linkerkant. Maar as jy nie kan nie, ja, ek dink nog steeds baie sterk. Baie dankie. Okay. Blou reier, goud vir myself. Baie geluk weer eens. Ja, ek hou van die foto. Ek dink daar's baie detail in hom. Weer eens, ek dink hierso natuurlik die weer dalk was 'n bietjie erg met die foto. Ek dink hy is 'n bietjie flat. Ek dink as jy jy kan dit probeer, maar ek dink as jy die bietjie meer kontras insit en kyk of hy kan ek sê bietjie meer uitstaan. Hy sal 'n bietjie meer kleur inbring, want hy is net 'n bietjie flat vir my. Anders as dit is dit 'n baie mooi foto. Alles is skerp en in fokus. Baie geluk. Dankie. Stone chat on stick, goud vir Ingrid. Baie geluk Ingrid. So ja, dis 'n stout on 'n stick. Ek het dit raak gesien toe ek die titel lees. So dit werk vir my. Ek hou van die titel. Ek sou gesê stout on 'n stick. Maar anyway. Ja, baie detail in die swart. Dis gewoonlik baie moeilik om te kry. Die oog is baie skerp en in fokus. Jou wit, miskien is daar so 'n bietjie issues met so 'n bietjie gebrand aan daai kant. As jy 'n bietjie meer detail kan terugkry daar, weet nie of jy kan nie, maar ek dink dit is 'n baie mooi foto. Ek dink jou agtergrond is baie mooi komplementerend met die kleure van die voëlsaal. Baie geluk. Dankie. Splash, is goud vir Marie. Baie geluk Marie. Ja, ek sou sê dis altyd nice om foto's te kry waar hierdie ouens deur die water breek en dit maak altyd vir dramatiese foto's. En ek dink hierdie is definitief drama aan sy kant. En dit lyk so stil water, so ek dink dit was nogal redelike, hoe kan ek sê, drama vir so stil dammetjie. Wat ek dalk ek kan sien jou beligting was 'n bietjie moeilik, want ek neem aan dit was laatmiddag, so jou shutter speed kon nie hoe kan ek sê, daai aksie vries nie. Want daar die sequoise se bek is 'n bietjie uit fokus uit. Ek dink dit is dalk die probleem vir my daarso.
ek dink dit is, en as jy miskien 'n bietjie gewag het om meer van die sequoia te sien, as sodra nadat hy uitgekom het, ek dink sou dit 'n bietjie van 'n sterker foto gewees het. So ek hoop jy het nog foto's van dit. Miskien kan jy een van hulle insit en kyk wat gebeur. Baie dankie. Impala with fleas, goud vir Marinda. Baie geluk Marinda. Ek dink is 'n stunning foto. Ek dink daai die agtergrond is just hy werk perfek met hierdie Impala. Natuurlik in wildlife sukkel hulle altyd om die grasies uit die pad uit te kry, maar dit pla nie verskriklik nie. Ek dink miskien kan ou hierdie ding net hierdie foto net 'n bietjie krop aan die bokant. En 'n bietjie aan die linkerkant, maar nie te veel nie. En ek dink dit sal 'n bietjie sterker wees, maar op hierdie stadium baie goeie foto, baie geluk. Okay. Bosveld visvanger, goud vir myself. Baie geluk, Albertino. Ja, ek dink dit is 'n mooi foto. Ek dink jy het baie goed gedoen nie. Ek dink jy moes redelik inkrop, want ek sien jy verloor 'n bietjie detail op die kop. Die oog lyk mooi, maar die veertjies op die kop en om die wangetjies is daar 'n bietjie detail wat weg is, maar ek dink nog steeds 'n sterk foto. So ja, baie geluk. Ek dink jou krop is ook baie goed. Ek dink baie sterk krop ook. Baie geluk. Dankie Kobus. Okay, dit was die laaste foto van natuur. Ons spring na tema toe. Tema is bootjies en watervervoer en sulke goedjies. Skeepswrak by Agulhas, 'n silwer Vasari. Ja, vir my oomblik. Ek maak net die foto's aan my kant oop, dan kan ek Okay. weet. Okay, sorry, ja. Sorry, ek dink is 'n baie mooi foto. Ek dink jy die hele ding baie goed gehanteer in die sin van die blou lig. Hoe kan ek sê dit lyk meer soos 'n skildery vir my as wat dit foto is. Maar onder 'n nie skildery is nie, moet ek dit beoordeel as 'n foto. So ek dink die foto self is baie sterk, maar ek dink dat 'n paar dingetjies wat miskien probleme veroorsaak het, is die branders aan die voorkant het glad geen detail in nie, en die swart skadu's aan die onderkant van die wrak het ook geen detail in nie. So ja, ek dink as dit kan ek sê daar was, ek dink sou dit 'n baie sterker foto gewees het. Baie dankie, Sally. Rykman se speelgoed by Klip Mykonos, goud vir Marinda. Baie geluk, Marinda. Ja, baie interessante foto. Ek dink partymal met die foto's is dit moeilik om jou, kan ek sê, jou oog te rus op 'n sekere punt in die foto. En ek dink miskien dan moet 'n ou werk met ek gaan dit nou maar noem shapes en lyne. En ek dink as 'n ou bietjie, hoe kan ek sê, ek weet nie hoe lyk die terrein daar nie, maar as 'n ou 'n bietjie meer kon 'n wyeer foto vat, om meer van die geboue bo in te sluit en nie net af te sny nie, en dan die boot aan die einde aan die linkerkant in te sluit. Maar so ek sê, ek weet nie hoe dat lyk dit daar. Maar ek dink hy sou sterker dan wees, want dan het jy jou diagonale lyn van die boot naby na die verste punt toe, en dan het jy die horison wat terugkom na hierdie vertikale maste toe, en dan terug na die gebou aan die agterkant. So as 'n ou net daai laaste boot miskien kon insluit, of die laaste boot, kon dit dalk 'n sterker foto gewees het. Baie dankie. Dankie. Tekens van swaar kry in Varanasi, goud vir Karen. Karen, ja, ek dink hierdie is 'n baie mooi foto. Ek dink dit is 'n baie mooi sterk PJ foto. Ek dink daai storie dra die foto. Ek dink
jy kan sien die ou het nie 'n verskriklike maklike lewe nie en nou lek sy bootjie ook, so dis nou nog ekstra probleme by. En jy kan sien dis nie hy's 'n bietjie ongelukkig met dit. Maar ja, ek dink dit is 'n jy kan ek sê emosie in sy oë. Jy kan sien wat hy besig is mee. So dit is alles vertel die storie. Uh Natuurlik om die storie sterker te maak, sou ek die hele bootjie probeer hoe kan ek sê in die foto insit. So alles bysit. En dan lyk dit vir my is hel die foto oor na die linkerkant toe. Met ander woorde dit lyk of alles afval na die linkerkant toe. As jy hom kan reguit maak en met jou krop want ek weet nou nie of jy die foto net so geneem het nie, maar in jou krop miskien die foto net bietjie meer regop draai, sal hy ook dalk sterker wees, maar baie interessante foto, baie geluk. Dankie. Boats on the Douro River se goud vir Diane. Baie geluk daarin. Ja, ek het ek sien kan ek sê die komposisie van die foto is baie sterk. Jy het die bote voor wat jou aandag trek in die foto in en dan trek jou agtergrond jou in met die brug. Die brug lei jou na die oorkant van die water toe waar die huise is. So ja, ek dink dit is 'n baie sterk foto in die sin van sy komposisie. Ek dink die beligting is dalk 'n bietjie rof aan die agterkant. Dit is baie lig daar. So my oog kom nie terug na die boot vorentoe met die helder kleure nie, maar dit half bly agter daar waar die wolke so bietjie helder is. So as jy dit kan afbring, miskien kyk wat gebeur, en dan dalk 'n sterker foto wees. Baie dankie. Dankie. I am retired. Goud vir Nico. Nico, ja, ek dink hierdie is 'n baie mooi foto. Baie mooi foto, baie detail, baie goeie storie wat hy vertel. Met hierdie ou boot met die ou geboue aan die voorkant en aan die agtergrond het jy die nuwe geboue met die hele dorp aan die agterkant wat modern is. So jy het twee stories wat kan ek sê daai kom ons noem dit maar die juxtaposisie wat baie sterk is in hierdie foto. Ek dink as jy die foto baie sterker wil maak, dan moet jy jou horison 'n bietjie reguit maak. Ek dink jou horison is hel oor na die regterkant toe. As jy kyk na die kant van die gebou, hy's nie reguit nie. Hy lê bietjie aan die regterkant. So as jy al hierdie lyne kan regop trek, dink ek gaan jy 'n baie sterk foto hê, want dit is 'n baie sterk foto. Baie dankie. Dankie. Kragboot resies, goud vir Pieter. Ja, Pieter, ek dink dit is 'n baie mooi foto. Ek dink dit is 'n baie goeie sportfoto. Ek dink daar's baie mooi fokus. Ek dink die sprei in die water is nie heeltemal uitgebrand nie, so met ander woorde jy kry baie detail daarin. En ja, ek kan die pilot van die boot sien, so ja, baie goed gedoen. Baie geluk. Stena Line, Marite vir Deidre. Ja, ja, ek dink hierdie foto het die drama in die lug met die wolke, dit is baie goed gehanteer. En ek dink die wit van die boot natuurlik bring jou terug na die subject toe. En dan natuurlik is daar nog steeds al die detail in die wit, so dit maak dit nog even beter. Jou swart en wit is al die skakerings van grys is daar. Ek voel net, ek kan verkeerd wees, maar die boot lyk reguit, maar die agtergrond lyk of hy 'n bietjie afhel na die linkerkant toe, en kyk na die geboue. Ek kan verkeerd wees, maar dit voel so. So, ek weet nie of jy hom kan probeer 'n bietjie oplig aan die linkerkant en kyk of miskien is dit net ek, maar dis wat ek sien. Maar
Anders as dit is dit 'n baie mooi foto. Baie geluk. Sunset cruise on the Vaal River, 'n silwer vir Trevor. Ja, Trevor, ek dink dis die beste tyd van die dag om hierdie tipe foto's te neem, maar die goud op die water is baie mooi, dis nie helder, dis nie oordonderend nie. So ja, ek dink dit het in jou guns getel, maar partymal wat ook nie in jou guns tel nie, is die shutter speed, en ek dink jy het dalk daar gesukkel, want die foto is 'n bietjie vir my het fokus verloor, van die voorgrond tot die agtergrond. Dus miskien was dit dalk die probleem met die shutter speed, maar ja, ek sou sê die tyd van die dag en die klere so aan werk vir jou. Maar dis net die fokus wat 'n bietjie uit is. Baie dankie. Dankie. Ganges Nightboat, dit's 'n goud vir Nick. Ja, baie geluk Nick. Ja, interessante foto, baie detail, baie aan die gang daar, daar's baie dinge wat gebeur dieselfde tyd. So jou oë begin hier onder by die mense wat foto's neem van die fotograaf of selfies, ek kan nie sê nie, dan sal jy nou die waterbottels vas en so gaan jou oë terug tot agter. So ja, dis 'n interessante storie. Ek dink natuurlik ook omdat dit daai tyd van die dag was, en ek dink jou eyes ou moes seker redelik hoog gewees het om hierdie tipe detail te kry, het jy nou maar nog steeds vir my heel wat detail verloor het. So ek dink dit is die enigste nadeel van die foto. Andersins dink ek is dit baie sterk. Baie geluk. Stop to load, goud vir Estelle. Baie geluk stel. Ja, ek dink hierdie ek neem aan is 'n tugboat. Is die sentrale gedeelte van die foto. Ek dink hy van die meeste van die foto op, en dan het jy hierdie onderste, ek gaan dit 'n Magani noem want ek weet nie wat dit is. So jy het die onderste Magani wat in die foto ingekryp het, en ek dink my aandag is meer op daai bootjies as enigiets in die agtergrond. So ja, ek dink dit is vir my wat my aandag 'n bietjie afgetrek het. Ek dink vir 'n 3 ster is 'n goeie skerp foto met jy weet jy het jou beligting, jou exposure baie goed hanteer. So al daai is baie goeie positiewe. Maar ja, die komposisie is dalk vir jou 'n bietjie uit. Ja, want ek kyk na wat ek vroeër ook genoem het, is ek kyk, jy weet met fotografie is jou distractions jou grootste vyand. En ja, dis wat ek sien so. Maar baie geluk met die goud in elk geval. Dankie. Waiting around, goud vir Louis. Ja, ek het die foto nogal geniet, en ek met al die ander kommentaar wat ek gegee het oor foto's wat noise en al daai goed, en ek dink hierdie ding werk vir my hy's baie sterk omdat hy amper monochromatic is. Jy het jou oranjes en jou, ek sal nie sê swart nie, maar dis baie monochromatic, en jy het hierdie mistigheid, jy het hierdie onstuimige see, so dis 'n baie interessante foto. Maar soos ek sê dan, so dan kyk na die tegniese gedeeltes, veral met jy weet met 4 sterre en seniors en so aan. Dan kyk jy na die details, en 'n ou verloor so 'n bietjie van die detail, veral op die skip self. Maar ja, ek dink dit was 'n baie interessante foto. Ek dink as hy meer detail in gehad het, sou dit hy baie goeie punte gekry, baie geluk. Dankie Kobus. Redding by skipbreek. Kobus, jy hoef nie oor die reën te praat nie. Silwer vir myself. Gaan jy jou eie kommentaar? Nee. Anyway, ek het maar net gek geskeer hier, so kom ons gaan maar aan.
Okay. Rooiboot, goud vir Carlos. Ja, baie geluk Carlos. Ja, ek dink is baie sterk foto. Ek dink omdat so minimalisties is, jy het hierdie geel bootjie en eintlik 'n kan ek sê baie ek neem aan bewolkte omstandighede, so daar's gaan altyd minder detail wees, maar omdat hy so helder kleur in het, het jy nou 'n baie sterker kom ons noem dit maar subject. So ja, ek dink vir 'n 3 ster baie goed gedoen. Wel gedaan. Okay. Sailboat, goud vir Ingrid. Baie geluk met jou goud, Ingrid. Ja, ek het gekyk na die foto. Jy het jou wat ek sê jou hoof subject die aan die voorkant van die foto wat skerp is en in fokus is. En dan het jy natuurlik die die jagte aan die regterkant wat die balans bring in die foto. Wat hoe kan ek sê baie bydra tot die balans van die foto en ek dink dit is wat alles bygedra het tot die goud. Ek dink die foto wat maybe verhoed het dat dit 'n hoër punt is die op die seile van die bootjies in die agtergrond is al baie min en op die sprei in die water is al baie min detail sodat dit alles kan ek sê weggeval. En dit voel vir my dit is waar my oog die hele tyd heen gaan omdat dit so helder is soos dit as dit nie so helder was. Dan sou my fokus meer op die hoofsubjek gebly het. Maar ja, ek dink dit is nog steeds 'n goeie foto. Baie geluk. Okay. Tide en Timber, goud vir Lucia. Ja, Lucia, ek het van hierdie een gehou. Ek dink die kleure is wat die foto baie sterk maak. Ek dink jy het hierdie ligte groen-blou in die agtergrond wat baie mooi uitgeblur is, want jy het die baie sterk oranje-bruin van die bootjie. En ek dink die twee kleure komplementeer mekaar. Dit is baie rustige hoe kan ek sê die foto gee 'n halwe rustige atmosfeer. Dit het 'n bietjie van 'n storie natuurlik want die bootjie het natuurlik is baie oud en verweer. So ja, ek dink baie geluk met jou goud vir hierdie een, is baie mooi. Venus Transport, Marita vir Renate. Renate, ja, joh. Ja, baie geluk met jou Marite. Natuurlik is dit 'n storie. Jy het hierdie opgewonde Suid-Afrikaners in die bootjie en hulle is geniet dit verskriklik. Hulle is gewoond aan Valdam met 'n kanoe en hier nou is hulle in Venus op een van hierdie gondolas. So jy kan die opwinding sien in hulle gesigte. Vertel 'n storie en dan daar wag die hele familie op die bruggie om te kyk en hulle het almal kameras en foto's, so dit vertel die hele storie. So ek dink die feit dat hulle in Venus is 'n basiese bysaak. Maar baie geluk met jou Marita. Ek dink so baie mooi foto. Baie geluk. Okay. Zeila Shipwreck, dis 'n goud vir Judy. Ja, sure, Judy. Hierdie is soos een van daai ek hou baie van die foto. Ek het baie potensiaal in hierdie foto gesien. Ek dink hy is amper soos een van daai horror movies waar jy al hierdie voels sien en jy weet dit is ek sou sê vir my as jy hierdie foto wil sterk hê, probeer hom in swart en wit. Ek dink jy gaan hoe kan ek sê jou wat mens dit Impak. drama gaan baie sterker wees in 'n swart en wit foto wat ek dink jy het hierdie blou lig aan die agterkant wat al hierdie detail het van die neste van die voëls op hierdie skip shipwreck. En ja, ek dink probeer dit in swart en wit en kyk wat gebeur. Kaptein span die seile, silwer vir Gerard.
Ja, van die seile, ja, my vrou sou natuurlik baie van hierdie titel gehou het. Sy is 'n groot Kurt fan. Ehm ja, ek dink die vir my is die storie die sterkste in die hele foto. Ek dink jou storie is baie sterk. Want ek sou self nie op een van hierdie bootjies klim met nie dieper as enkel diepte nie. En hier het jy nou 'n hele groep mense wat dink dit is 'n goeie plan. Ehm Maar ja, ek dink dit is 'n hoe kan ek sê die omgewing van die foto, ek dink dit is alles wat bydra tot die storie. Die negatief hierso dink ek is die horisonlyn lyk vir my sak 'n bietjie na die linkerkant toe. Ek weet is 'n dam of 'n meer, so ou kan nie altyd sê nie want die kan ek sê die land is nie op die horison nie. Kanale wees. En dan jou wolke het die detail in die wit is heeltemal weg. Die spierwit uitgeblaaste wolke. So ja, dit het nou nogal baie weggevat van jou van die hoe kan ek sê van die krag van die foto. Baie dankie. Watertaxi, goud vir Johan. Ja, Johan, ek dink jy het jou exposure baie goed hanteer. Ek sien daar's al die detail is nog steeds in die water. Jy het hoe kan ek sê baie detail in die gesigte van die persone op die boot. En ja, ek dink julle ding is in fokus en skerp en jy het goed gedoen. Ek dink jy het hoe kan ek sê al die reëls het jy geëis om dit so te stel. So ja, baie geluk. Dankie. Pan onharties, 'n silwer vir Elsa. Harties. Okay, Elsa, ja, ek weet hierdie goed is moeilik om af te doen. Ek weet en dit lyk of dit skerp is. Uh Maar en die hamer op die boot is op die jetski is in fokus. Maar ek dink soos met die ander party ander fotos wat 'n ou noise reduction in staat, goed as dit jy nou 'n bietjie detail verloor op die gesigte. Dit lyk vir my half of daar vir alles ou die noise reduction doen, dan verhaal dit van die detail af en dit maak die hare amper soos Uh dit lyk bietjie artificial. So ek dink dis waar die punte so bietjie afgekom het, was net met daai die redigering, want ek weet ek probeer om alles so skerp as moontlik te kry, maar partymal as ek dit doen dan word die geraas ook skerper. So ja, ek dink dit is wat dit afgebring het. Dankie. Bon voyage, Marita vir Wynand. Sure, Wynand. Vir die 1 ster is hierdie 'n pypvloed. Dis rarig. Jy het hierdie diagonale lyn, jy het hierdie mense wat in hierdie skip inklim en hulle verdwyn het en hulle jy weet nie wat die volgende ding is nie, maar dan kry jy kan onmiddellik sien waarheen hulle gaan. Ek dink jou swart en wit conversion was baie mooi gedoen. Hoe kan ek sê, die storie van die foto was vir my baie sterker as die foto self, maar toe ek na die foto self begin kyk, jy sien dit, jy weet, jou detail is nog steeds op al die wit gedeeltes bo die regterkant. En daai lewensbootjies vertel 'n storie van as jy kyk na die persone wat op hierdie skip klim. Hulle, hoe kan ek sê, hulle is nie vandag se kinders nie. So dit is 'n halwe storie, as jy weet wat ek bedoel. So ja, ek dink dit was vir my baie 'n sterk verhaal wat hierdie foto vertel. So baie dankie, baie geluk. Dankie Kobus. Dis die ouer huis daar. Ja. Ek sien nou Branderplank, fokus. Marita vir Marie. Ja,
baie geluk, Marie. Vir die 1 ster is dit baie goeie werk hierdie. Daar is soveel detail in die brander, daar's soveel detail in die plankrye, daar's soveel detail in die golf. Jou komposisie is vir my baie sterk. Uh jy kan miskien 'n bietjie, ek sou sê krap hom 'n bietjie in dat 'n bietjie meer detail op die branderplankrye kry en minder van hierdie wit golf aan die regterkant van die foto. So ek sou sê krap 'n vyfde van die regterkant af en ek sou sê dan 'n kwart van die bokant of okay, kom ons sê ja, miskien net met 'n vyfde van die regterkant. Ja, ek dink dit is 'n baie goeie foto. Ek dink jy het goed gedoen. Baie geluk. Dankie. Dead men, dead men tells no tales. Marita vir Irene. Irene, ja, hierdie was vir my 'n baie interessante foto. Ek dink jy het baie goed gedoen met hierdie composite. Ek het natuurlik 'n hele ander naam toe ek dit sien voor ek die titel gesien het, sê ek dis 'n stom in 'n teacup. En maar ja, ek dink ek kan nie wegvat van jou titel af nie. Ek dink dit is 'n baie interessante foto wat kan ek sê sterk storie vertel. En bietjie abstrakt, ja, baie mooi. Baie geluk. Dankie. Two ships. Goud vir Jan. Baie geluk Jan. Ja, jy het 'n baie mooi detail in hierdie skip. Gewoonlik is hierdie goeders redelik ver uit, so jy moes redelik kon inzoom om hierdie detail te kry. En ja, ek sou sê baie goeie werk daarvan gemaak. Ek sou sê as jy van bo af 'n bietjie krop of van onder af net om hierdie horisonlyn bietjie weg te kry van die middel af. Uh dan het jy, ek sou sê dan sê jy 'n sterker foto. Maar soos hy is baie geluk. Dit is dan ongelooflik hoe groot hierdie goed is. Dit was in die laaste foto vir die aand gewees. Kobus, ek gaan teruggaan na die ope toe. Dan gaan jy vir ons die wenners aanwys. Okay. Ek het die lysie as jy hom nie het nie. Okay, wag, goed, ek het gou hier iets uitwerk. Gaan nou vir jou sê, ja, ek het 'n probleem. Die rekenaar wat ek my redigering op doen, het nie Excel op nie. So ek het 'n klein rekenaartjie met my Excel op O, en so ja, dit raak 'n bietjie van 'n situasie. Ek sal gou kyk. Nou vir jou sê wat 'n foto. Okay, op die ene. Okay, kan jy vir my sê die okay, ek remember dat ek sommer by die long delay. Maar dan kan ek gou self nog gaan kyk. Dus jy sê die wenner van oop afdeling junior en dan senior. Nes jy wil. Okay, ek sal junior eers net gou dat hy oopmaak. Okay,
hierso het ons by junior, dink ek was dit die Ford Hot Rod. Tina, Ja, dis hy. is dit hy? Ek het my lysies gehad. Okay, Ford Hot Rod. Nico, baie geluk. Ja, ek het gedink vir 'n 3-ster is hierdie 'n baie goeie composite. Hierdie agtergrond baie goed hanteer. En ja, ek dink jy het 'n fantastiese werk gedoen. Baie geluk. Baie Hy, dankie, baie dankie. so dit was in die junior wenner, senior wenner. Okay, senior wenner het ons Sunset Salsify. Ek weet nie presies wat dit is nie, maar hierdie foto het vir my heeltemal uitgestaan. Dit was, ek dink die klere, ek weet nie hoe die persoon hierdie foto geneem het, nie. Hoe jy dit gedoen het, weet ek nie, maar dit is, ja, dit het my nou nogal half geroer. So, en ek is nie, ek het nie 'n klou van abstrakte foto's of tekstuur of niks. Gewoonlik is ek die laaste ou wat kyk na dit. Maar hierdie foto het regtig uitgestaan, baie geluk. Baie Ja, dankie. Kan ek net vir jou sê, Kobus, dis 'n groot boetie van 'n klein dandelion. Dis 'n salsify of 'n yellow goat's beard, soos hulle dit noem. Dis 'n bossie. Ek love bossies. Okay, wel, hierdie ding lyk vir my soos 'n lugballon, hy's enormous. Dankie. Ja, maar hy's baie mooi. Ek dink jy het baie goed gedoen. Ek dink dit alles het bygedra, die klere, die detail in die binnekant op die regte plekke. Alles het net gewerk op hierdie foto baie goed. kyk, ons gaan oor na die natuur toe. Natuur is wat die ene na B. Dis reg, ja. Okay, dat is ook gedaan. Okay, okay, so die junior hier, die winner was Bosveld visvanger. Dis hy. Ja, ek dink vir 'n 1-ster was dit 'n baie goeie foto. Ek dink jy het goed gedoen. Ek dink dit was vir 'n 1-ster natuurfoto baie goed. Ek dink die klere was baie goed gehanteer. Soos ek gesê het in my kommentaar vroeër, is net daai 2 boomstompe, maar dit is nie te helder nie. Ek dink die bosvanger, ag die visvangertjie staan nog steeds baie mooi uit. So baie geluk. Dankie, so dit is Marie, so Bosveld visvangertjie. Geluk Marie. Okay, en dan natuurlik die Christine Vulture was die senior winner. Ja, Okay. Okay, en die hond toe. Daar sien. Jan, jo. Ek het baie kritaal gebruik, ek het sê is flippin awesome. Ja, en ek dink ek gaan dit weer gebruik en weer om verskoning vra. Baie mooi foto hierdie. Ek dink is 'n fantastiese sterk foto met die klere. Ek dink dra by tot, ek sou sê 90% van die foto is baie mooi. Baie geluk. Baie Baie dankie, geluk. Kobus. baie geluk Jan. Okay, ons gaan tema Dankie, toe.
Okay. Dit was hierso. Okay, so junior was Bon Voyage. En vir my was dit 'n fantastiese sterk foto. Dit was daai foto waar almal op die skip klim. En ja, ek moet sê daar was 'n paar goeders wat gewerk het, maar as jy alles bymekaar tel, was dit werklik waar die punt, die 13, definitief die punt werk. Die storie, die lyne, en alles het 100% gewerk. Baie geluk daar, Wynand. Baie geluk, Wynand. Okay, die senior was waiting around. Nou dit is kan ek sê, die monochromatic foto wat ek van gepraat het. Ek dink die mood van die foto is sterker as kan ek sê, die tegniese kant van die foto. En dis wat dit interessant maak. Partymal is die mood